regtig net baie dankie sê vir die sprekers wat hulle tyd opgeoffer het. Iemand vra vir my, hoe lank vat jy om 'n preek te maak gisteraand? En toe sê ek weet, as ek 20 ure spandeer het, dan is dit nie 'n goeie preek nie. Maar ek dink, van die sprekers, die vrug wat jy vandag sien, is nie 20 ure se, maar is 'n lewe se vrug. En om dit met ons te kom deel. Ons waardeer dit regtig baie. Ons het geen manier om vir julle dankie te sê vir die moeite wat julle gedoen het na behore nie. So is maar net iets kleins om dankie te sê. So ons het, Adrie, sal jy dit aan die koms verander? En dan vra ons vir julle almal, Pieter, jy moet ook ietsie kleins kom kry. Ook jou dag moet spandeer, so Pieter, kan jy na vore kom? Kom ons, al die sprekers, kom na vore en ons gee dit vir julle plek. Ik heb ook een pakje gekregen, niet meer in de gal. Hij heeft die biltong gekregen. Ja. Goed, broers en susters, dan wil ons ook baie dankie sê vir Debbie. Debbie is nou nie hier nie. Debbie het haar Saterdag kom opoffer om saam met ons, om vir ons te kom regstaan. Ons waardeer dit regtig baie. So die van die wat môre sê ook vir baie dankie. Tina. En Tina ook kom help en Adrie ook kom help. Dus waardeer dit regtig baie. En ja, dankie ook vir die susters wat dit vir ons gegee het. Ons waardeer dit. Vir wie moet ek nog dankie sê? Ek dink dis die lot. So broers en susters, ons gaan dit nou soos vol gereël. Ek weet, hier is mense teenwoordig wat insluitend myself wat die hele dag sal aangaan. So ons gaan 1 uur afsluit. Daar gaan waarskynlik mense wees met vrae na die tyd. Miskien is van die sprekers nog vir 10 minute na die tyd hier, dan kan jy hom dalk vra of vat sy nommer. So ons gaan 1 uur klaar maak. Hoe ons dit nou gaan reël is, ons gaan geleentheid gee vir vrae. Jy kan die vraag vra aan die persoon wat gepraat het as jy wil. Of jy hoef ook nie spesifiek nie, jy kan dit ook aan enige van die sprekers doen en ek sal dit reël, maar dalk is die van die res wat ook die kan help antwoord. Goed. Wil ek dit nou reg? Mag ek 2 vrae vra? En dan loop. Moet ek weer Nee, kom ons reël dit so. Jy mag, as jy 2 vrae het, gee jy 2 vrae, rig dit aan die persoon dat hy 'n besluit kan maak. En moenie vir my vra nie, dit is vir die ander. Goed. So enige vraag. Ek gaan begin met eerstens Dr. Monay, omdat Dr. genoem het, spesifiek die misbruik van daai teks Galasiërs 3 vers 28 om dwaalings as die vrou in die amp te regverdig. Dit het my nogal laat dink, ons in die ortodokse teologie het in hierdie eeu en die afgelope 2 eeue baie klem gelê om die goddelikheid van Christus te verdedig. Maar as jy die brief van 2 Johannes lees, dan is die kwessie daar die menslikheid van Christus. Dan sê hy, julle wat ontken dat Christus na die vlees gekom het. En dan dink ou aan die gnostisisme. En in die lig van die hele tema van eenheid en verskeidenheid of universele en partikuliere, toe dink ek daar 'n ding wat nou nie genoem is nie, wat ek net ook wil noem is dat die Nuwe Testament begin met 'n geslagsregister.
'n geslagsregister met 'n baie spesifieke doel, naamlik om uit te wys dat Jesus uit die volk Israel, uit die stam Juda en uit die familie van Dawid kom. En daai 3 goed word beklemtoon en dit verwys by uitstek na sy menslikheid en na partikuliere, ek wil amper sê, daardie kerngoed wat hom 'n mens maak en vanuit daardie volk, vanuit daardie stam, vanuit daardie familie kry jy dan nou die universele verlossing wat dit die menslikheid van Christus beklemtoon en die gnostisie wat dit ontken, daardie menslikheid ontken, wil vir my voorkom asof ons daarin iets lees van daardie interpretasie van Galasiërs 3 vers 28. Dit was nie Jood of Griek nie, slaaf of vry man nie. En my vraag nou, gaan ek te ver om voorstanders van homoseksualiteit, voorstanders van vrou nie op, te beskuldig van 'n tipe neognostisie, van 'n tipe miskenning van die geskape werklikheid en 'n veragting daarvan. Sou ou dit konsep gaan ek te ver. En dan my vraag aan Dr. Wieke is, dit was my treffende ding van Adam met 'n algie. En die ding nie aan wanneer algie, die ding nie aan met die verligting. Aan die einde van die 18de eeu en the rights of man en hierdie hele universele menseregte konsep skryf Joseph de Maistre, Franse filosoof, dat hy nog nooit 'n mens ontmoet nie. Hy ken Fransmanne, hy ken Duitsers, hy ken Russe, maar hy weet nie wat 'n mens is nie. En sy punt is dat dit 'n abstrakte idee. 'n Mens is iets wat nie bestaan nie. Adam was as man geskape, as 'n spesifieke man, eerste man, en dan Eva uit sy rib soos dokter uitgewys het. En dan my vraag kom uit by die sosiale kontrak idee, wat teenoor die verbond staan. Soos ek het verstaan, by uitstek met die mens as 'n abstraksie en nie die mens as 'n geskape realiteit nie. En dan nou my vraag uiteindelik is, sou mens kon sê dat die verbondse idee konsekwent toegepas noodwendig ontplooi in homogeniteit eerder as multiculturalisme en globalisme. Is homogeniteit en etnisiteit, is dit nie 'n logiese ontplooiing van die verbondse idee nie? En die rede hoekom ek dit vra is, miskien wou dokter net uiteindelik wees, maar aan die einde van dokter se lesing, dis sê dokter Biema, as jy nou by die Suid-Afrikanisme wil werk, is dit goed so. Maar ek wonder, is die imperialisme onderliggend aan die Suid-Afrikanisme nie in wese in stryd met die verbondse idee nie? Die volgende sprekers kan welkom om vrae te vra, net bietjie korter te vra. Goed. So, nou die antwoorde gaan seker ook nie so kort wees nie. Probeer dit maar kort hou, veral dokter Wieke. Ja, ek dink nog met om vanaf die gnostiek net eenvoudig af te breek, wat die krisisse wat ons veroorsaak is, Plotinus se hiërargiese oorvloei verduidelik het. So wat dan gebeur is, jy die een wat bo is, en dan, dit is die godheid, die goedheid, en dan weet sy, die manier hoe hy dan skep sy vloei dan nou oor. So dan kry jy nie 'n onderskeiding tussen menslikheid en goddelikheid in daai sin. So dis wanneer die ontkenning van die menslikheid in Christus het. So dit is die probleem, ek dink die gnostiek het nou weer 'n baie groot terugkeer gekry. En die rede daarvoor is, daar's klomp ismes wat ons kan kry, New Age, dis hierdie eenwordingskultuur wat jy weet, dis presies wat Plotinus se struktuur van die hiërargiese groei. So verseker dit help dit tot hierdie debat. So vir hulle is dit dan, as jy 'n Christen is,
en jy werk dan in hierdie hiërargie van God is bo en hoe laer af, hoe verder weg van die een af iets dan beweeg in die hiërargie, hoe slegter raak dit, maar die goddelike bly nog steeds behoue, maar die menslike gaan dan daarin op. Want dit moet altyd goddelik wees, kan ons nie dit wees. So dan kry jy die ontkenning van die goddelik. So ek dink dit help die argument vir hulle om te sê ek is nog steeds, weet Christus se menslikheid is so belangrik, maar dit skep eintlik probleme die menslikheid van Christus, want nou het jy 'n probleem van Israel en volke erkenning en manlikheid, weet, en hulle wil dit ontken. So wat doen jy nou met daai menslikheid? So dit help vir die argument in Christelike kringe om dit so te doen. So dis maar al wat ek kan antwoord op by. Die Heilige Gees maak 'n punt daarvan om die middelste kruiswoord in Aramees vir ons op te teken. Lama sabachthani. Daar sit 'n beteken, dis betekenisvol dat die Gees dit doen. Want vir die res gebruik hy Grieks wat teruggaan na die Joos. Maar wanneer hy die donkerste hel beskryf, dan is dit Christus se moedertaal. So dis 'n belangrike punt wat jy maak. Ek dink die verbond loop letterlik, so die punt wat julle moet dit by Piet hoor, want hy het my stil gemaak. Die verbond loop in voetstappe. Verstaan so, daai punt is dis in die geslagte, daar's mense met name, met realiteite wat daarin lewe. Dis baie belangrik. So, saam met die punt wat ek gemaak het, dat Christus die hoof is van alle dinge. So hy is in sy ampt as seun van God, terwyl hy op die aarde was, as Aramees spreek. So, en God is nie skaam daarvoor nie, en ek mag ook nie kritiek daaroor uitlewer. Ek het nou eendag iemand gesê, maar Christus was Aramees sprekende, het amper so Arabier gelyk. Hy sê, ja, ek het toch nou nog oor dit. So, maar hy was, met ander woorde, hy is 'n Jood, die Bybel maak moeite om dit aan te toon. En dis juist vir my die wonder van die uitverkiesing, ek is nie 'n Jood nie, ek is 'n wille olyfboom ingevoeg in die mag olyfboom, maar dit verhoog my lof aan God, omdat hy die verbond met Abraham so breed gestel het, dat dit ook my insluit wat nie 'n bloedlyn is nie. So dis 'n belangrike punt, maar dan altyd onder die hoofskap van Christus in sy ampt. Die tweede oor die Suid-Afrikaanse kontrak of die social contract idee, jy lees dit 100% reg. Die enigste, ek het twee redes hoekom ek 'n punt maak daarvoor. Ek maak regtig 'n punt daarvoor, wat maak 'n onderskeid tussen oorwinning van die empire en bekering van die empire. Verstaan, dit is persoonlik nie my taak om die empire te bekeer nie. Ek wil nie die empire se identiteit op my afgedruk nie. Ons het dit teen die Engelse empire gedoen en hierdie Ubuntu, RSA, Suid-Afrikanisme, ding is nie vir my. Dis nie hoe ek my identiteit in Christus verstaan. En, nie maar nie. Daar is mense wat of so gevang is deur daai ding dat hulle al in die 54 geslag weg is van hulle etnisiteit of wat ook al. En wanneer iemand werklik tot inkeer kom of werklik ernstig is oor die verbond, werklik ernstig is oor die eenheid en dit vir die Here regtig beleef as hy by die empire bekeer, dan ek sal hom ondersteun. Staan so ander woorde, ek wil nie en dan my tweede rede is van waar ek nou bly is ons vat so 'n halfuur om net vir die mense te sê, ons het nie net nou van Mars afgeland nie. Dan so, ek wil nie oorkom en klink van, ja, bly julle maar jy sal agter ons is nou daar besig. Dan so, ek maak regtig op 'n pragmatiese punt uit van, daar moet ook gemeenskap van gemeenskappe wees. Ons wil 'n debat hê oor, en as iemand werklik dit aanvaar en op 'n verbondsmatige manier aanpak, dan ondersteun ek dit. Wat ek my baie skerp uitspreek oor, is kerke wat Christus bely, maar empire taal praat. En preek. Verstaan jy, met ander woorde, jy moet letterlik tot die hele selfbeeld preek as jy jou naaste lief. Ek dink nie die skrif sê. Maar as iemand werklik uit die verbond met respek vir die Here sê maar die evangelie van Christus moet ook hierdie oorwin. Ek maak myself daarvoor. Ek is net nie in daai weerafdeling ingedeel. Maar daar's 'n ekumenisiteit in die liggaam van Christus wat ek respekteer. So ek wil nie dat ek nou op 'n bepaalde plek bly
trek my allermins uit die Christendom. Dan ek wil juist vanuit dit dink en vanuit dit redeneer. So dit is 'n praktiese manier om vir die mense sê, ek bedoel dit ook eerlik. Maar daar's ook 'n teologiese manier wat mense dit kan verklaar. Dankie, Dr. Wiekes. Ek mag nie iets sê nie, want ek is die voorsitter. Maar die was nou al grense oortree vandag. Maar daar's ook Christene, miljoene Christene oor die wêreld wat nie genoodsaak is om hieroor na te dink nie. Hulle dien die Here en hulle doen sending en ons is genoodsaak om hieroor te dink. Ek dink dit mag ek net aan die skool opmerk. Ons het ook gewoon daar's 'n video, YouTube video wat so 'n bietjie terug uitgelei is. Mense het gesoek oor Rana en toe die vrou nou met die man onderhoud so swart Christen vir baie diep geloof op vrou. En sy begin hierdie punt en sy sê ons bly nou in Bronx in New York. Hierdie is by Rana, hulle praat van dit. So ons is op 'n neighborhood, maar ons weet nie hoekom ons wil ons neem gesprekke met hulle. En sê okay maar julle Christene in New York wat vir die Here beluister en Christus ken. Wat hoor julle? Want hulle sê hierdie ouens moet iets snaap. Wat is hier op die grond? En ons wil sê maar ons het nie aan die antwoorde nie. Help ons met hierdie ding. En natuurlik die belewenis van ekumene is vir ons verskriklik belangrik. Dit is nie, maar dit mag 100% glad nie rassisties wees. Want so om werklik daai diep ekumeniese band op te soek. Ek persoonlik dink sê nou maar 'n voorbeeld van Trump kan maar die muur bou. Maar wie gaan sy kommers pluk? Verstaan as jy nie bewoon en bewerk in balans met mekaar stel, of dit nou binne die marxisme is of binne die kapitalisme is, dan het jy nie die antwoord. Verstaan, en ons probeer daai klein dorpie sê, ons gaan na die harde pad, ons sê bewoon en bewerk in balans met mekaar wees, en dan lyk dit so. En dan praat ons met die res van die Christene wat al daaroor gedink het of dalk nie daaroor gedink het. Ons het die belewenis dat die Here werklik dinge wakker maak wêreldwyd. Met ander woorde, ons het 'n oorbelangstelling van mense as jy nou die rassistiese goed weg. Daar's regtig Christene wat aan toe kom en sê hier is so meer iets. Wat maak julle hier so? Hoe doen julle dit so? En ons debat is nog nie genoeg verfyn om daai ding altyd te antwoord. So ons wil groei dat ons 'n dokument kan neerskryf Bologna rivier katekismes en sê dis wat ons glo oor werk, bewoon en bewerk. Uitgewerkte en ander gemeenskappe kan dit lees in die Bronx of waar ook al. Ek het nou met 'n Amerikaner 2 weke terug gepraat en sê hy doen sendingwerk onder die Koerde. En dit wat Orania sê oor arbeid is so belangrik vir die Koerde want hulle is in 4 empires verdeel. Maar hulle is nog nie in vol verstaan en hulle is moslems en as Christus met hulle praat, wat sê hy vir hulle? So wat ons bedoel is, daar's ook 'n gesprek wat ons wêreldwyd wil aan deelneem, meer as net verduidelik van wat ons doen. Want dit is 'n diep Christelike ekumeniese gesprek. Dankie, nog vrae, broers en susters. Pieter. Ek som net 'n bietjie van 'n ligte vraag vir Dr. Wiekes en daarna weer ernstig een. Ek vra toe u nou die besluit geneem het om na Orania te trek, was dit u as individu wat daardie besluit geneem het? Die kort antwoord is loop aan ek is gestuur. Die menslike antwoord ek het onttrek en ek het weggetrek van goeders af. Dat is goeders wat my diep afsit vir die Suid-Afrikanisme en bedreig. Maar ek het ook na iets toe getrek. Ek het na geloofsideaal dis kort op. Sonder my dan meer ernstig net die asem van die lewe verstaan. As u daarop wil uitbrei, verstaan u dit as die Heilige Gees, dit het so geklink op 'n paar plekke. Ek wonder self oor dit. Dit is 'n baie interessante konsep daar in Genesis en ek wil net hoor is dit die lyn dat dit na die Heilige Gees verwys of is dit 'n ander gedagte? Maar dit is regtig trinitaris dink, mense onderskeiding dink ten opsigte van die Seun en die Gees se werk. Dit is baie duidelik dat ons Christologies en matologies dink oor alles, veral oor Genesis. So in kort sien ek dit as Christus die lewe, so as daar staan die asem van die lewe, dit met Christus te maak, want die skrif openbaar Christus sê dit self, ek is die lewe. En dit het ek by die Russiese Ortodokse kerk gekry, dat hulle maar 'n baie dieper waardering vir die lewe wat Christus is, as wat ons as Westerlinge nou doen.
Maar ek lees definitief ook op die Matteus gesê. Goed, nog vrae broers en susters. Oom Dries. Ek al die vrae in die aanbiedings was baie hoë vlak vir my. So ek voel baie nederig, maar ek wil tog hierdie vraag vra. Ek het nooit besef hoeveel van hierdie goed het al of vind al plaas in ons omgewing. Na 'n gesprek met my dogter wat 'n onderwyseres is, het sy toe genoem dat hulle die kinders nie meer as seuns en dogters mag aanspreek. Hulle moet dit of sê die woord gebruik klas of die naam van die klas. Hulle moet sê graad 4B's of so. So hierdie goed vind prakties plaas. Nou ek weet hoe wette geskep word en hoe dit verander word in die verskillende departemente in gebruike en opdragte hoe om op te tree. Maar ons het glad nie vandag gepraat of dalk is dit 'n onderwerp vir 'n volgende seminar. Wat word gedoen om hierdie goed sigbaar te maak? Want Jan Alleman soos ek het dit nie besef wat al die dinge is wat gebeur. En as ons nie weet daarvan nie, kan ons niks aantrent doen. So is daar, en ek weet nie of ek my vraag vir iemand spesifiek moet vra nie, maar ek dink François het dalk die meeste al navorsing gedoen in hierdie verband. So, miskien net vir ons bietjie kan vertel wat gebeur wel en hoe kan ons self bydra maak? Dankie. Kyk, ek dink 'n seminar soos vandag, dit is deel van die bewusmaking. Ek dink wat ook 'n fout was met die Christendom is dat ons het probeer om dinge in vakkies in te deel. Nou as ons 1 Korintiërs 10 vers 31 lees, dan sê dit dat of ons nou eet en of ons drink of wat ons ooit al doen moet tot eer van die Here wees. So dit beteken dat ons nie dink dat daar's net so 'n deeltjie Sondag van 9 tot 10. Dit is die Here se en dan van 6:00 tot 7:00. Dis die Here se en die res kan ons nou maar doen wat ons wil nie. Dan het die Here nou niks te sê daaroor nie. Die Here het oor alles te sê en alles wat ons doen moet tot eer van hom gedoen word. So as ons in die samelewing doenig is, dan moet ons die Bybel vat en gaan kyk wat sê die Bybel vir ons. En ek dink dit is ons taak dat ons daai boodskap ook verder en wyeer vat. En dit is eintlik maar op die ou en Calvinisme. Ons moet weer ons wortels herontdek. En ek dink dat daar soos vandag is deel daarvan en ons moet dit eintlik net in 'n volgende raad inbring en die kerk moet die plek wees waar die Christene toegerus word sodat hulle kan uitgaan en dit verder kan vat en eintlik maar die evangelisasie gaan doen. Want op die einde, dit is nie, dis die voetsoldate, elke gelowige se taak om die dinge te doen. En ek dink op die einde 'n ding wat nie so goed is van Suid-Afrika nie, omdat ons so baie sonskyn het, is ons geneig om te min te lees. In Europa is jy gedwonge, dit reën en dit sneeu, so jy moet nou maar sit in die huis en dan lees jy nou maar ek dink ons moet 'n bietjie minder van die sonskyn geniet en net 'n bietjie gaan sit en lees. En ek dink elke ouderling in die gemeente, dit is nog meer van toepassing op julle, want kyk nou net wat gebeur. Ons weet nie eens dat in die skool wat ons kinders na toe stuur, wat daar aangaan nie. So ons moet betrokke raak, ook in die gemeenskap en oralste waar ons is. En God se lig, die lig van die evangelie ook daar laat skyn. Ek wil bysê net, so ons moet die evangelie sluit in dat ons die wet verkondig, die Heilige Gees van sonde, maar ook die genade, so om
dit is deel van ons verkondiging, maar jy het geen genade om te verkondig as daar nie 'n wet is nie. Dan word as God, is dit reg dat die owerhede van 'n onderwyser verwag om nie meer verbied om vir kinders te sê, seuns en dogters, kom ons doen gou dit. Dit is vir ons duidelik, dit is tog nie reg nie. So om dit uit te wys. En ja, maar ek dink daar word te min gedoen, is my sien. Goed, broers en susters, nog vrae? Dankie vir 'n baie goeie vraag. Ek wil net sê, dat nou nog verstuikel vir my wel antwoord. Ek voel dat ek is in die wêreld, maar ek is nie van die wêreld. So ek kan nie oor ander spesifiek gaan vir myself lees. Dit is hier. Dit is een. Met ander woorde, my lewe moet getuig neem wat ek is. En nou, die mense wat my ken my as Afrikaans. Ek praat nie Engels nie, ek praat nie ander tale nie. My gesins en die kerkmense weet, die praat my Afrikaans en sy praat Afrikaans. Dan kom my tale was daar nie by die skepping nie. Dat was een taal. Die sonde het tale. By die Here van Babel het die Here tale gebring om die mense van mekaar te skei. Ons moet oppas dat ons nou nie op die disrespek voel van die tale afvat maak. Dadelijk aan die taal vast. Dr. Wiekers, as die insiening wat Babel so sien, die ander lyn is, dis die peliglyn wat ek probeer uitlig het, dat in die opdrag wat die Here gee van vermeerder, dat daar 'n skepingsordening lê, dat mens nie die mensdom in ras deel nie, maar dat jou tong, jou taal, maak jou ruimte vir jou oop. Dis die ander lyn. So, maar ek weet hierdie in Genesis 10, Genesis 11, staan daar in hulle een taal gepraat. En as die Here hulle verwag en hulle weer versprei, dan laat hy hulle weer pellet soos wat hulle moes doen. So, en dit word dan finaal eers reggestel met Christus en die uitstorting van die Heilige Gees. So, dis die twee sienings van die saak. Ek self is nie oortuig daarvan dat die taalverskeidenheid 'n sonde is nie, want in die hemel is dit baie duidelik dat dit taal is. Dankie nog my asseblief. Ek dink in 'n skepingsordelike logika ook, dan sou die opdrag met aarde te bewoon en te bewerk in sy geheel sou ingesluit het benoeming oor die aarde, soos wat daar eintlik soos volke ontwikkel het deur die geskiedenis nou na die sondeval. In elk geval is daar 'n logiese ontwikkeling dat tale verskeidenheid het. Jy sien dit in volke Duits, suidelike Duits en noordelike Duits is 'n ander soort tipe Duits. Hulle kan selfs mekaar nie eens heeltemal verstaan. So dit sou ook, dink ek, sonder die sonde, dit sou gebeur het as die sondeval nie plaasgevind het. So konseptueel vir ons om dit te dink. Want ek dink die kommunikasie sou dalk beter gewees het. Maar daar's dit het ook te doen met die veelheid van God se skepping. Dat mens wel sê dat daar 'n verskil is tussen tree en boom. Dit is nie dieselfde ding. So in taalfilosofie is dit net belangrik om dit in ag te neem dat God se grootheid gesing word deur die verskillende tale is deel van die verskeidenheid van die skepping. So ek moet maar net daar gaan. Het een taal genoeg woordeskat om die rykdom van God te sing? Ja, so daar's die twee lyne. Ek dink dit is belangrik om dit te sien. Ja. En al die sprekers vandag het gepraat van taalverskeidenheid is nie 'n sondeval kwessie nie. Taalverskeidenheid is nie dit kom nie na die sondeval nie. Dit is gegee, geskepping, omdat in die nuwe aarde daar taalverskeidenheid wel is. Dit is nou nog hande. Dit is lekker om die voorsitter te wees, want dan kan jy eers praat. François? Net op daai punt wil ek net bynoem dat professor Mark Kreitzer wat ook al hier gepraat het, hy is Amerikaner, so hy sy volk en die gedeelte wat hy nou by betrokke is en hy het stam
Hulle neig nou oor meer na die liberaliste toe, en daai gebied, daai Engelse, hulle het ook nie eers 'n woord vir volk nie. Maar hy het na Suid-Afrika toe gekom, en toe kom hy agter, die Afrikaners het iets wat hy nie kan verklaar nie, en dit is die hele idee van volk. En hy was 9 jaar hierso, en toe gaan hy terug Amerika toe, en toe doen hy sy doktorsgraad juis oor kerk en samelewing, wat juis nou die volkereverskeidenheid wil ontken. En in die feit wat hy in daai verhandeling van hom sê, is dat op die ou einde die NG Kerk se individualisering van die gelowiges en losmaak van die verbond veroorsaak, dit is eintlik 'n vorm van baptisme wat hulle eintlik doen, want dit is net radikale individualisme. En hy sê nee, dit is nie dit nie. Nou goed, dit is ook nie rasisme soos wat die voorganger van kerk en samelewing, ons wil nie dit hê nie. So toe wat hy toe doen is, hy sit toe 'n alternatief op die tafel. En ek dink dit sluit nou aan by die gesprek wat ons vandag gehad het. En ek dink nie dit is so dat as mens gaan kyk, as dit dan so was dat die taalverskeidenheid sonde is, hoekom lees ons dan in Openbaring na die hiernamaals dat elke stam, taal en volk sal verteenwoordig wees daar? Dan sou dit mos nie so gewees het nie, die Bybel sou dit nie so gesê het nie. Dan sou dit net alles in een opgegaan het. Pieter? Ek dink daar is iets waardevols wat oom Pieter sê wat mense nie moet oorkyk nie. Dit is dat daar is baie goeie dinge wat ook 'n afgod kan word. En jou taal kan 'n afgod wees, dit is 'n werklikheid wat vir jou later jou hele identiteit begin rondom dit draai. En dit is nou ook my pa se praatjie daar, dit is iets van wat jy kry as jy by die nasies sou kyk, dit is nie net taal nie, dit is volk daar. So dit is ook iets waarvoor ons moet versigtig wees, maar ek dink mens moet oppas om te sê iets is 'n afgod wanneer dit vir jou essensieel is of jy kan nie sonder dit. Jy sê ek kan dit nie opgee nie. Maar daar is baie dinge wat jy kan sê in die natuurlike skepping van God, dit is 'n goeie ding, ek kan nie sonder dit klaarkom nie. En dit is nog steeds nie vir my 'n afgod nie. Ek is 'n man. Manlikheid kan vir my 'n afgod wees. Maar as ek sê ek gaan nooit ophou om 'n man te wees nie, as ek nie besig om my manlikheid daardeur te verafgod nie. So as iemand dan sê ek gaan nooit ophou om 'n Afrikaner te wees, dis nie noodwendig dat hy dit nou as 'n afgod stel nie. Hy kan dit nog die vraag is later, is dit sy enigste ding wat hom definieer, is dit sy enigste identiteit? Is daar goed wat jy nie mag deel nie, weggee nie? Dit is 'n vraag, 'n Christelike vraag. Mag ek, want dis baie mense wat 'n vrou nodig het, maar mag enige een van ons nou ons vrou vir die persoon gee? Dit is net 'n vraag. Ek weet nie die konsep van, miskien is daar goed wat jy nie mag nie. Ja. Als het uitgestaan. So die was nog hande en kwart. Ek het toch niet opgemerkt dan. Ek is dankbaar dat ek hier was vandag. My koppie werk nie filosofies nie, hy werk prakties, hy dink krities, hy dink vooruit. As ek nou so lang relaas moes gevolg het, met groot respect, is ek moet baie dankbaar vir die praatjie Dr. Driekus, om uit te kom by God se liefde, om by Christus uit te kom, sou ek heeltemal verloor gewees het. En wat my dankbaar uitkom, is dat ons die woord van God het. Die woord van God sê, die skrif is vir my genoeg. Glo my die hart en bely met die mond. En toe ook by die Piet uitgekom, ons is in die wêreld, ons is van die wêreld. En dit is vir my, dat ek nie filosofie, ek het ook nie gevolg, ek het gekom, is oké, is nie noodwendig verkeerd nie. Solang ons allemaal, vir my, van wie dit eenvoudig is, ek verstaan nie hoe lang, ek het baie heeltemal verloor geraak, maar solang ons allemaal by dieselfde uitdink kom, wat die woord sê en ons belydenis onderskryf, dan is die filosofie vir my. Maar ek kan nie daarby byhoud nie. Dis my opmerking, dankie broers en susters. So die ware gelowiges gaan op dieselfde plek uitkom. Ja, solank ons Dr. Wiekes het gesê, as ons so mag, dan mag nie hierdie kant of daai kant op afval. So dit is wat ek so lang vir afgeval het, hoor. Dit is net bedoel dit my opening. Jy hoef nie al die konsepte te verstaan nie. Lees die Here se woord en doen wat hy sê. Dis regtig genoeg.
En dan was Skalk Satan. Dit was interessant, nee. Nadat God geskep het, kom die Satan. En dan sê hy, weet julle wat? God wil net nie julle moet wees as hy sal. Wat julle hiervan eet, sê julle self onderskei. En julle sal self kan kies wat is vir julle reg en wat is vir julle verkeerd. En dis nog die hele tyd wat die mens doen. Hy wil self beskik oor wat is reg en oor wat is verkeerd. En nou het ons al beroep, nou het ons al so ver gegaan, die mense al so ver gegaan as om God daarin te trek en te sê, maar dit is wie God is en dis hoekom dit nou reg. Maar eintlik in die feit is dit die mens self wat wil kies. Wat is reg en wat is verkeerd. Ek wil vir myself 'n God wees om te kan kies. So aan die een kant sit ons met hierdie verskillende uitkykpunte en sienings en so aan. Maar dis die kern waar dit begin het was die Satan. Wat vir die mense sê, weet jy kan self God wees. Jy kan self beskik en jy kan self besluit. Ek het gebid vir die onderskeiding van geeste toe ons Jesus sit het, want dit is absoluut van belang in die tema van vandag. Broers en susters, Jan Rein het net opmerking maak. En dan net natuurlijk. Misschien hielp ons verder ook niet, want ik is natuurlijk al zo. Aan de natuur, en die vorm ook elektronisch beantwoording voor de wisel en een pre-knopje geslagen. En ik denk dat ik nou een drop-down menu klik, van ik nou mijn meter in de weg ga. Dat wordt verbazen, net goed. Net maar. So nou moet je nou wees as jy nou die ander is, as jy nou hierdie knop druk. Dan moet jy eerlik wees, presies. Ja, dan moet eerlik wees. Kijk, is dit net 'n kwessie van dat die regstelsel ordes agter is om te akkommodeer, want duidelik die vorm moet in lyn wees met 'n sekere wet. En as die wet nie daai voorsiening maak van die ander opsies nie, mag dit logies nie verskyn op so 'n antwoord nie. Net, dit is daarop my. Ek wou toe het gevra oor die erkenning, dat mense die gevoel het om toch erkend te word vir hulle. Ek dink van jy het dit genoem. Het is toch heeltemal contrasterend tot iemand dat geweldig individualist is. Hoe moet jy dit as jy toch jy is nou hyper-individualist. So jy wil dit vir jouself doen, hoe wil jy dit anders opbouw? En ek stoei net dit nie in daai gedagtegang en dit is genoeg, moet net meer toelichting kry is dan wel verduidelik, maar ek verstaan dit ongelukkig. Ek dink omdat die lewe eenheid is, en as God sê en hy sien dat dit baie goed is, dat daai hele aanskouing van die mensekant of so, met daar's iets van die skepping wat God gemaak het met die mens, ek verbind baie naby in die bloed en die asem van die lewe, dat die lewe wil gesien wees. En omdat daai persoon lewend is, al is hy hyper-individualisties, is dat iets wat hy nie kan ontken nie. Die katholieke sal nou sê, dis eintlik 'n godsbewys, maar die punt is net dat dis hoe die lewe is, dis hoe Christus is, hy wil sien en gesien wees. Ja, so die filosofie sal mens begin sê, as ons nou hierso sê, hier is 'n stoel. Dan gaan ek hulle sê, okay, maar goed, ons moet eens iemand verduidelik vir my wat dit is. En dan gaan ons nou lank redeneer, 'n stoel is nie 'n tafel nie. So jy gaan nou, maar ons gaan sukkel om te sê, wat is 'n stoel presies? Ons gaan sê, dis die vorm, ons gaan ons lank, ons kan die hele dag aangaan. Maar ons kan hom nie as identiteit te doen. Ons gaan sukkel, as ek praat ons stoel, dis want almal wat dit is, maar om presies te sê wat daai ding is. En die rede is, dis hoe die werklikheid geskep is vir in verbandhoudelikheid. Dat iets verstaan word in verband met iets anders. Dit is 'n skepingsorde wat God gemaak het. Jy kan nie, so 'n mens, al is hy en sê ek is 'n introvert en hy sluit toe in sy huis, hy sal doodgaan. Dit beteken dit is hoe God het dit gemaak dat identiteit, erkenning geskied in verbandhoudelikheid. En dan aansluiting tot nog meer in
term van die mens. So die stoel is in daai sin 'n dooie tent. Dit nie die gees, weet 'n lewende siel nie. Ja, dit is 'n skepingsordelike funksie wat gemaak. So is ook die broeder daar gesê het van die mens wil selfbesluit. Dis ook nie alweer die wat sê jy moet my so doen nie. Dis hulle goddelike funksie wat hulle uitvoer. Ja, ons het nog gesê aanvanklik ja, wel jy kan nie noem wat jy wil, maar as jy dis nie dan moet jy sal my so doen. Dis hulle goddelike wet wat hulle maak. Dankie. Dit is oor daai persoon 'n mens is. Wat toe hy 'n kind was gesê, kyk papa, kyk. Dit deel van God het erkenning is deel van ek het dit nodig en hy het dit nodig en hy sê jy sal dit vir my gee. Al is dit vals. Ons tyd is verstreke, is baie vrae. Dankie vir julle almal wat julle Saterdag opgeoffer het. Geniet die grassny wat nou voor lê. Ek wonder, ek het nou nie iemand spesifiek gevra nie, maar ek sal dit nou nie doen nie. Kom ek sluit vir ons af met weer. Hoorie, kan ons asseblief Psalm 43 sing, vers 3. Send Heer uit hemelse geweste en daarna sal ek met 'n gebed sluit. Send Heer uit hemelse want wie het die gedagtes geken, of wie was vir u 'n raadsman gewees? Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.